Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 19de Februarie 2026 en ons doen die nuus in kollig. Ons hoofopskrif vir vandag sê, grondonteiening sonder vergoeding nou gereed. Nuushooftrekke vir vandag, mense daag met 'n dooie familielid by die bank op, as 'n bewys dat hy wel dood is. Grondonteieningswet nou gereed om te begin. Mense begin blindelings om vir goud te grawe in Springs, regering gryp in. Suid-Afrikaners terug vanaf oorlog in Rusland, nadat hulle verkeerde inligting ontvang het. Protea mans wen VAE in T20 wêreldbeker wedstryd, steeds eerste in hulle groep. Ronda Rousey weer in MMA geveg betrokke na lang afwesigheid. Wetsontwerp wat handel oor die onteiening van grond vir grondhervormingsdoeleindes is byna gereed om as 'n nuwe landswet verwerp te word. Mzwanele Njonso, minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling en sy departement wag tans nog net vir regsadvies oor die wetsontwerp voordat dit vir die vereiste wetgewende prosesse sal volg. Hulle het LPs ook ingelig oor hoe ver die ontwikkeling van sowel die wetsontwerp as die beoogde wetsontwerp op gemeenskaplike grondbesit tans trek. Mzoleli Mzara, ANC-LP en waarnemende komitee voorsitter, het in die sitting gesê, die grondvraagstuk bly 'n netelige kwessie in die Suid-Afrikaanse politiek, omdat die meeste Suid-Afrikaners steeds grondloos is. Hy het benadruk dat die grondkwessie opgelos moet word om kwessies van ras, geslag en klas ook voldoende te kan oplos. Die ander dinge wat grondhervorming belemmer, is die beskikbaarheid van begrotings. Oor die vordering van die wetsontwerp op billike toegang tot grond, wou LPs ook weet waarom het so sloer, gegee dat die departement beloof het om het reeds verlede jaar aan die komitee voor te lê. Die wetsontwerp is by die kantoor van die hoofstaatsregsadviseur ingedien voor sertifiseringsmening. Dit sal ook onderhewig wees aan kabinetsgoedkeuring en parlementêre prosesse. In die afgelope tydperk is 88.843 grondeise ingedien, waarvan die meeste afgehandel is. 5.787 is nog uitstaande. Andile Mkejima, MKLP, het die departement egter gekritiseer vir die vertragings met hulle verskonings vir grondhervorming. Hy wil weet waarom die vrygestelde staatsgrond as deel van grondhervorming gelys word. Die historiese grondkwessie het betrekking op grond wat deur wit mense besit word, het hy gesê. Dit moet getakel word. Ons wil sien dat grond van die gronddiewe herverdeel word na ons mense. Die onteieningswet handel oor die onteiening van grond vir openbare doeleindes deur die staat soos ander staatsdepartemente, provinsiale regerings of munisipaliteite. Die departement vir openbare werke en infrastruktuur het die onteieningswet vir werking ingedien. Die wetsontwerp op billike toegang tot grond handel veral oor onteiening van grond vir grondhervormingsdoeleindes. 'n Tak van Capitec is gister tydelik gesluit nadat mense die oggend daar ingestap het met die lijk van vermoedelik 'n familielid. 'n Werknemer van 'n nabygeleë onderneming het aan die koerante gesê die familie wou aanvanklike lewenspolis opgeëis het toe die bank gevra het vir 'n bewys van die oorledene se dood. Dit is glo in reaksie daarop dat hulle daar aangekom het met die lijk van die oorledene as bewys dat die persoon wel oorlede is. Die mense het die lijk net daarso in die bank gelos. 'n Capitec woordvoerder sê hulle is diep hartseer oor die ontstellende voorval in hulle tak. Die tak sal gesluit bly tot die saak afgehandel is en ondersteuning sal aan die partye gebied word, so sê hy. Die bank werk saam met die betrokke owerhede en sal seker maak dat die saak met respek hanteer word. Wetstoepassingsowerhede moes gister ingegryp het om onwettige mynbouaktiwiteite naby Springs te stuit. Talle mense het sedert verlede Dinsdag op hierdie gebied toegesak nadat gerugte begin versprei het dat goud daar ontdek is. 'n Woordvoerder van die Ekurhuleni Metro sê minstens 250 mense, onder wie gewapende zamazamas, was deel van die mynboubedrywighede. Onwettige mynboubedrywighede is volgens die owerhede 'n groot kopseer vir hierdie metro. Tydens die koerante se besoek aan hierdie toneel gistermiddag het gemeenskapslede en wetstoepassingsbeamptes in 'n groepe saamgedrom. Volgens die owerhede gaan die wetstoepassers nog 'n ruime tyd op hierdie toneel wees en patrollies uitvoer om te voer dat die onwettige bedrywighede hervat sal kan word. Die departement van minerale en petroleumbronne het vroeër die onwettige mynboubedrywighede skerp veroordeel. Volgens die departement ondermyn onwettige mynboubedrywighede die oppergesag van die reg en dit hou 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid in hierdie omgewing in, het die departement gesê. Altesaam 46 mense het vanaf 1 April tot 31 Desember 2025 in die Wes-Kaap uit polisie-aanhouding ontsnap
19 is binne die eerste 24 uur weer in hegtenis geneem. Die inligting het gister in 'n sitting van die gekose komitee aan die lig gekom nadat Nicholas Godzel, DA-LP, in die komitee dien die komitee gevra dat luitenant-generaal Thembisile Patekile, die Wes-Kaapse polisiehoof, uitgevra oor ontsnappings uit polisieaanhouding in hierdie provinsie. Volgens die verslag was die meeste voorvalle van ontsnappings, naamlik 13 by howe gewees. Altesaam 23 mense het gedurende hierdie voorvalle uit polisieaanhoudings ontsnap. Tot dusver blyk dit dat polisie 41 van hierdie 46 ontsnapte mense wat uit hulle plekke ontsnap het, wel aangekeer het. Chaotiese tonele het hulle gistermiddag op die N2 snelweg naby Meeuweg in Khayelitsha afgespeel, toe een van 3 mans gekleed swart 'n vuurwapen op motoriste gerig het. In beeldmateriaal van die voorval kan gesien word hoe een van die mans in 'n baan van die snelweg staan en 'n vuurwapen op 'n voertuig gerig het. Wetstoepassingsbeamptes was tesame met verkeersbeamptes binne met die top die toneel gewees, maar die vermeende rowers het na die nabygeleë informele nedersetting gevlug voordat hulle aangekeer kon word. Die verdagtes is steeds op vrye voet. Die Kaapstadse Metro het vroeër vanjaar 114 miljoen rand in sy aanpassingsbegroting bewillig vir die N2H veiligheidsprojek wat behels dat 'n veiligheidsafsperring of muur in 2027 langs 'n deel van die N2 opgerig kan word. In Desember 2025 is 'n vrou van Mitchellsplein en haar autistiese seun op die N2 snelweg beroof nadat hulle voertuig weens 'n papband daar gaan staan het. 4 Suid-Afrikaanse mans wat om die bos gelei is om saam met die Russiese magte in Oekraïne te gaan veg, het gister op die OR Tambo lughawe aangekom, so berig die koerante. Die regering het in November gesê, hy stel ondersoek in toe 17 burgers as huursoldaat in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne aangesluit het, nadat die mans noodboodskappe gestuur het om hulp om huis toe te kom. Vroeër is berig byna 1500 vegters van verskeie Afrika-lande is sedert 2023 gewerk om Rusland in sy oorlog teen Oekraïne te ondersteun. Die mans word glo onder voorwendsel van werksgeleenthede gewerf en beland uiteindelik as kanonvoer in die Russiese weermag. Die valke ondersoek beweringe dat die dogter van oud-president Jacob Zuma en 2 ander mense, 17 mans onder valse voorwendsels, na Rusland gelok het vir hierdie oorlog. Die man wat die skoolbus in Noordwes bestuur het, toe die stuurwiel Dinsdagoggend losgekom het en die bus op 'n slegte grondpad naby Sannieshof omgeslaan het, is 'n buitelander wie se verblyfstatus in die land nog nagegaan moet word. Volgens die polisie en die departement van binnelandse sake moet vasgestel word of die man wettig in die land verkeer. Die ongeluk Dinsdag het kort voor 7 uur op die pad tussen Sleepsteen en Gertou in die Sannieshof omgewing gebeur. Daar was altesaame 71 kinders in die bus en 33 is beseer. Een van hulle se toestand is betreklik ernstig, is gesê. Die leerlinge is na die Klerksdorp Hospitaal in Klerksdorp oorgeplaas. Die ander leerlinge wat in die Generaal Delery Hospitaal in Lichtenburg en in 'n kliniek in Kolinie behandel word, herstel baie goed. Kommer heers oor hoekom die stuurwiel losgekom het en word nou deur die polisie ondersoek. Die busbestuurder het na die ongeluk gesê die stuurwiel het losgekom toe die bus 'n hobbel in die pad getref het. Die pad is blykbaar in 'n slegte toestand. Nadat die stuurwiel losgekom het, het die busbestuurder beheer oor die bus verloor. Dit het van die pad geloop en omgeslaan. Die polisie ondersoek 'n saak van roekelose en nalatige bestuur. Die pensionaris van KwaZulu-Natal se lewe is onherroepelik verander nadat hy 'n lottokaartjie vir R20 gekoop het en met meer as R12 miljoen weggestap het. Lydens se verklaring wat by navraag aan die koerante gestuur is, het die man R12,6 miljoen in die Lotto Plus 2 trekking van 10 Januarie gewen. Hy het egter eers onlangs sy boerpot opgeëis. Ons is werklik geroer deur die man se onselfsugtige begeerte om sy kleinkinders se toekoms te verseker. Ons wens hom voortgesette gesondheid, geluk en gemoedsrus toe. Inflasie dalk in Januarie het wat afgekoel, maar verbruikers byt steeds die spits af ten opsigte van verskeie huishoudelike uitgawes, veral vleis en nutsdienste. Op 'n maandelikse grondslag het gemiddelde pryse met 0,2 persentasiepunte gestyg. Vleispryse was in Januarie 13% hoër as 'n jaar gelede, maar op 'n maandgrondslag het dit met slegs 1,6% gestyg. Graanprodukte het byvoorbeeld met slegs 0,6% op 'n jaargrondslag gestyg, terwyl vrugte en neute op 6,3% en groente 3,2% goedkoper is as 'n jaar gelede. Vir die tweede agtereenvolgende maand was behuising en nutsdienste die grootste vlieg in die salf gewees. Elektrisiteit, gas en ander brandstowwe was 7,5% duurder as 'n jaar gelede, terwyl water en ander munisipale dienste met sowat 7% gestyg het. Brandstofpryse het op 'n jaargrondslag met 3,7% gedaal en in Januarie met 3,4% teenoor Desember verlede jaar.
Daardie laer pryse het ook vervoerinflasie bevoordeel. Henry Pollock gaan Saterdag in die 6-nasie wedstryd op Twickenham teen Ierland vir die eerste keer in Engeland se beginspan uitdraf, terwyl Steve Borthwick afrigter 'n span aangewys het met 3 veranderinge van die een wat deur Skotland geklop is. Ollie Lawrence begin op buitesenter met Tommy Freeman, wat in die plek van Tom Roebuck na regtervleuel sal verskuif. Henry Arundel behou sy plek op linkervleuel nadat hy toestemming gekry het om te speel ondanks sy rooi kaart in die nederlaag van 20-31 op Murrayfield, wat Engeland se wendoopie van 12 agtereenvolgende toetse beëindig het. Borthwick sê hy is getref deur Pollock se persoonlikheid toe hy hom as 'n 18-jarige seun ontmoet het. Borthwick sê hy is beïndruk deur Pollock se selfvertroue en bereidwilligheid om risiko's te neem en verwys na 'n oomblik in 'n wedstryd teen Munster toe dit vir hom duidelik geword het. Nadat die Griffins Vrydag nog teen Griekwas gespeel het hulle ingestem om teen die teenstanders vir die Vrystaatse Titas te wees, nadat die Vrystaaters se oefenwedstryd van Saterdag teen die OP vroeër van dese week gekanselleer is. Die Cheetahs het na 3 helftes met 69-14 gewen. Hulle het 11-3 gaan druk. Van die ander spelers wat beïndruk het, was Daniel Martins op flank, Zander Du Plessis op senter en Ether Wenzel op loskakel. Abhishek Sharma, die aanvangskoller van Indië, het gister weer 'n nulletjie vir Indië teen Nederland met 17 lopies in die laaste groepwedstryd in Ahmedabad geklop het. Indië het 193-6 aangeteken en Nederland daarna tot 176-7 beperk. Indië daarmee, soos Suid-Afrika, al 4 sy groepwedstryde gewen en is ook nou onoorwonne in 12 opeenvolgende T20 wêreldbeker kragmetings. Shivam Dube was gister met 66 van 31 balle Indië se kolfhelft gewees. Nederland sal die 75 wat in die laaste 5 bilbeurte afgestaan het betreur. Nederland het 94-2 in die 13de beurt gehad toe die draaier Varun Charwar 3-14 om met 2 agtereenvolgende paaltjies onder druk geplaas het. Zag Leon Kashay op 26 van 16 balle en Noah Kroes van 25 wat nie uit is op 12 balle het aan die einde aansien aan Nederland se telling gegee. Pakistan het vroeër gister by die aanvangskolwer Shabitsa Farhan se 100-tal met 'n Tamai-sege van 102 lopies oor aan Namibië in Colombo ook sy plek in die Super 8 fase bespreek. Australië, die kampioene in 2021, moes Dinsdag toekyk hoe Zimbabwe kwalifiseer nadat die Afrika-span se wedstryd teen Ierland weens reën afgelas is sonder dat 'n bal gebou is. Dit het die Zimbabweërs in Ierland 1 punt besorg, wat beteken het Australië kan nie meer inhaal nie. Volgens die koerante Australian was die span se snelbouler aanval 'n skadu van vorige glorie sonder Hazelwood, Cummins of Mitchell Starc wat internasionale T20 cricket verwelgeroep het. Daar is verwys na die groot agteruitgang in hierdie spelpyl van Cameron Green, Tim David, Josh Inglis, Xavier Bartlett en Ben Dwarshuis. Die 47-jarige bokslegende Manny Pacquiao het bevestig dat hy op 18 April in Las Vegas weer deur die toue gaan klim. Sy eerste geveg in 4 jaar teen Mario Barrios, die wêreldbokser wat se weltergewigkampioen, het gelyk op geëindig. Nou gaan Pacquiao, die eerste bokser in die geskiedenis wat aan 8 verskillende gewigsklasse as wêreldkampioen gekroon is. Ronda Rousey gaan vir die eerste keer in byna 'n dekade terugkeer na gemengde vegkuns wanneer sy Gina Carano op 16 Mei in die Instoot Dome in Inglewood, Kalifornië die stryd gaan aansê. Die nuus is Dinsdag deur Jake Paul se Most Valuable Promotions MVP aangekondig. Ek en Gina Carano aan mekaar pak in die grootste supergeveg in die geskiedenis van vroue gevegsport, het Rousey aan die media gesê. Carano, wat nou 43 jaar oud is, het uit gemengde gevegsoens getree na 'n nederlaag teen Chris Cyborg in 2009 en die daarna's aktrise 'n draai in Hollywood ook gaan maak. Suid-Afrika het die VAE ingestuur om te kolf en hulle tot 122-6 beperk danksy grootliks gedissiplineerde bouwerk. Bosch wat spoeg met goeie variasies en 'n dodelike streepbal het gister volhard met vol spoed aflewerings op 'n goeie lengte, net kort van 'n lengte. Benewens Bosch en Norke 2 vir 28, sy eerste kans in T20 wêreldbeker toernooie, het 2 paaltjies aangegryp. George Linde 1 vir 17 was dodelik akkuraat met sy linksdraaiers. Kagiso Rabada op 0 vir 30 het nie 'n paaltjie geneem nie. Met die kolf het Aiden Makram 28 lopies aangeteken van slegs 11 balle. Dewald Brevis op 36 het 25 balle gevat om daarby uit te kom. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so.
Messina 2236, Polokwane 1632, Lephalale 1836, Mbombela 1734, Mahikeng 1733, Pretoria 1934, Johannesburg 2032, Ermelo 1331, Galagadi 2235, Gaborone 2034, Richards Bay 2040, Pietermaritzburg 1636, Durban 2033, Port St Johns 1830, Pongola 1938, Maputo 2137, Bethlehem 1230, Bloemfontein 1832, Alawal Noord 1733, Welkom 1834, Vryburg 1833, Kimberley 2133, Appington 2136, Prieska 2136, Springbok 1433, Karasburg 2233, Keetmanshoop 2435, Mariental 2435, Alexanderbaai 1625, Brandvlei 1834, Loederitsbaai 1631, Vredendal 1834, Kaapstad 1925, Sutherland 1428, George 1725, Jeffreys Bay 1928, Geberra 1828, Graafrenet 1730, Kaapogillas 1924, De Aar 1933, Molteno 1429, Beaufort Wes 1933, Oos-London 18 in die oggend, 27 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.33, die euro verhandel teen R18.97, die pond kos R21.73, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2080, palladium per fyn ons is $1706, silwer per fyn ons is $76.80, goud per fyn ons is $4980, Brent olie per vat is $67.42. Gedagte vir die dag: die hart wat altyd lief het, is gesond. Die hart wat altyd dien, is gelukkig. Die hart wat altyd omgee, is sterk. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.